In die hoëpriesterlike seën hoor ons dat nadat daar gesê word die Here sal jou seën en jou beskerm, word daar gesê die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. En ek wil praat oor wat genade beteken. Die eerste deel van daai seënbede sê vir ons eintlik waaroor dit gaan. God wat sy aangesig oor ons laat skyn. God wat met liefde na ons kyk, God wat met vreugde na ons kyk, terwyl ons dit nie verdien nie. Genade is die manier waarop God na ons kyk. Hy kyk na ons wat sondaars is, ons wat soos ons nou gaan sien in die skuld is by hom, maar hy kyk nie soos 'n skuldeiser na ons nie. Hy kyk nie soos 'n veroordelende regter na ons nie. Hy kyk na ons soos 'n vader wat ons liefhet. Hy kyk na ons met liefde en hy vergewe ons. Hy skryf ons skuld af. Genade met ander woorde is wanneer jy by iemand kom en jy weet jy verdien eintlik 'n frons en jy kry 'n glimlag. Jy verdien eintlik 'n hand wat jou weghou en jy kry 'n hand wat jou seën, 'n hand wat vir jou gee. Jy verdien eintlik om weggewys te word en jy word nader genooi. Dis wat genade is. En ons gaan luister na 'n verhaal wat Jesus vertel oor God se genade, maar ook oor die genade wat ons vir mekaar moet hê. En daarom is ons tema, soek eers die genade van God, sodat jy genadig kan wees. Kom ons lees saam met Matteus 18 van vers 21 af. Toe het Petrus nader gekom en hom gevra, Here, hoeveel keer sal my broer teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 keer toe. Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie tot 7 keer nie, maar tot 70 maal 7 keer. Daarom is die koninkryk van die hemel soos 'n koning wat rekenskap van sy slawe wou eis. Toe hy hulle skuld begin nagaan, is een wat 10.000 talent verskuldig was na hom gebring. Omdat hy nie kon terugbetaal nie, het die Heer beveel dat hy, sowel as sy vrou en kinders en alles wat hy besit, verkoop moet word en dat die skuld so terugbetaal moes word. Die slaaf het toe voor hom op die grond neergeval, laag voor hom gebuig en gesê, wees geduldig met my en ek sal u alles terugbetaal. Die heer van daardie slaaf het hom innig jammer gekry, hom vrygelaat en sy skuld vir hom kwytgeskeld. Maar toe daardie slaaf uitgaan, het hy een van sy medeslawe gekry, wat hom 100 denarius geskuld het. Hy het hom aan die keel gegryp, gewurg en gesê, betaal terug wat jy skuld. Sy medeslaaf val toe neer en smeek hom, wees geduldig met my en ek sal jou terugbetaal. Maar hy wou nie, inteendeel hy het weggegaan en hom in die tronk laat gooi, totdat hy die verskuldige bedrag sou terugbetaal. Toe sy medeslawe sien wat gebeur het, was hulle baie ontstel en het vir hulle heer alles gaan vertel wat gebeur het. Daarop ontbied sy heer hom en sê vir hom, jou slegte slaaf, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie ook jou medeslaaf begenadig soos ek jou begenadig het nie? En sy heer het kwaad geword en hom aan die folteraars oorgegee, totdat hy al die skuld sou terugbetaal. So sal my hemelse Vader ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. As ons onsself in Jesus se storie wil kry, dan moet ons aan onsself dink as daai slaaf wat voor die koning staan, wat miljoene rande skuld. Ons staan voor God as mense wat in die skuld is. Nou sal mense miskien wonder, maar hoe op dese aarde kan jy sê, ek is by God in die skuld? Die werklikheid is, as ons belydenis van God as skepper en liefdevolle Vader ernstig opneem, is ons almal in die skuld by God. Want alles wat ons het en is, ontvang ons van God. Alles wat ons kan doen, doen ons deur die krag van God. Alles is uit God en deur God en vir God. En die vraag is, wat maak ons met dit wat God vir ons gee? En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik nou nie net aan jouself as 'n individu dink en jouself probeer beoordeel nie. Dink 'n bietjie aan wat maak die mensdom met dit wat God aan ons toevertrou het. Want God gee vir ons hierdie wêreld. God vertrou die wêreld aan ons toe. Hy maak ons as sy beeld, sy verteenwoordiger. God stel ons as dit ware aan oor hierdie wêreld. Wat maak ons met die wêreld wat God vir ons gegee het? Wat maak ons met die verhoudings wat God vir ons gee? Wat maak ons met mekaar? Wat maak ons met onsself? Stel vir jouself voor, jy neem 'n kind aan. En jy gee vir hierdie kind alles.
As die kind groot word, gee jy vir hom 'n huis om in te bly, 'n kar om mee te ry, jy gee vir hom letterlik alles. Daar's verhoudings waarbinne hy is, en so aan, hy word deel van 'n vriendekring en alles, maar alles word moontlik gemaak deur dit wat jy vir hom gegee het. En dan kom jy op 'n dag by hierdie kind van jou, dan kom jy agter hy die huis uitmekaar geslaan, alles is gebreek, alles is stikkend, alles is opgemors, die kar is 'n wrak, sy verhoudings is chaos, en hy is besig om homself te vernietig. Hy is besig om hierdie lewe wat jy vir hom moontlik gemaak het, is hy besig om te vernietig. Dis vir my 'n prentjie van die mensdom. God gee vir ons 'n huis, God gee vir ons mekaar, God gee vir ons die lewe, gawes, God gee vir ons alles. Nou moet ons onthou, alles behoort nog steeds aan God. Psalm 24 sê die aarde en alles behoort aan God. Almal wat daarop woon behoort aan God. En wat maak ons daarmee? Elke keer as ek skade doen aan die skepping, elke keer as ek skade doen aan 'n medemens, elke keer as ek skade doen aan myself, is ek besig om skade te doen aan iets wat God behoort. Daarom skuld ons vir God. En Jesus teken dit as 'n geweldige groot skuld, 'n onbetaalbare groot skuld. Dis doodeenvoudig die realiteit van ons lewe, dat almal van ons skade doen. En nou, as dit waar is, dan maak dit nie saak of jy skuldig voel en of jy nie skuldig voel nie. Iemand sê nou die dag vir my, maar het help nie, ons praat meer in die kerk oor sonde en skuld nie, want mense voel nie meer skuldig nie. Maar het maak nie saak of jy skuldig voel of nie. As ek vir die bank miljoene rande skuld, maar ek voel nie skuldig daaroor nie, ek voel nie sleg, ek voel nie ek hoef dit terug te betaal nie, dan het ek nog steeds die skuld. Die skuld is 'n werklikheid. As ons voor God skuldig staan, of ons dit voel of nie, of ons dit erken of nie, of ons dit vir mekaar bereid is om vir mekaar te sê of nie, of ek verantwoordelikheid aanvaar vir my skuld of nie, ek staan skuldig voor God. En Jesus sê, dit is ons almal se werklikheid. Almal van ons staan skuldig voor God. Die vraag is net, wat doen ons met daai skuld? En ons het gesien wat het die amptenaar gedoen. Hy het voor die koning neergeval, hy het vir die koning gesê, asseblief tog, ek sal betaal. En al sy trane, al sy jammer, ek is tog jammer en ek sal betaal, is eintlik nutteloos, want die werklikheid is, hy kan sy skuld nie betaal nie. Hy is nie in 'n posisie om sy skuld te betaal nie. En selfs al sou hy iets daarvan betaal, en betaal hy het ook nou maar weer aan die koning met dit wat in elk geval aan die koning behoort. Want hy behoort aan die koning, sy werk behoort aan die koning, alles behoort aan die koning. So hy kan sy skuld nie betaal nie. En dit is ook ons werklikheid voor God. Ons kan nie ons skuld voor God betaal nie. Ons kan nou voor God kom en ons kan huil, maar ons trane kan nie ons skuld betaal nie. Ons kan sê ons is jammer, ons kan nie ons skuld betaal nie. Ons kan sê, maar ek gaan goed doen, ek gaan probeer om te vergoed vir al die goed wat ek verkeerd gedoen, ek kan nie my skuld betaal nie. Ons het meer gebreek as wat ons kan heel maak. En ons het meer seer gemaak as wat ons kan gesond maak. Dit is eenvoudig die realiteit van ons lewe. As ek iemand skade aangedoen het, as ek iemand seer gemaak het, en ek dink nie een van ons wat na hierdie video kyk, of ek self kan sê, ek het nog nooit 'n mens seer gemaak nie. Ek kan nie daardie pyn by daardie persoon wegvat nie. Ek kan nie daardie pyn weer heel maak nie. Ons breek dinge wat ons nie kan heel maak nie. So ons sit met 'n skuld wat ons nie kan betaal nie. En is eenvoudig, dink ek, 'n nugter realisme om dit te erken. As ons glo in God, goeie skepper, wat alles goed gemaak het, wat alles vir ons gegee het, wat alles aan ons toevertrou het, en ons kyk na wat ons met die skepping en met onsself en met mekaar doen, staan ons voor God met 'n onbetaalbare skuld. En nie een van ons kan terugstaan en sê, maar dis nie waar van my nie. Nou die wonder wat gebeur, is dat die koning na hierdie man kyk. Hierdie man wat beloftes maak wat hy nie kan hou nie, wat sê hy sal skuld terugbetaal wat hy nie kan terugbetaal nie. En dat die koning sy skuld afskryf. Hoekom skryf die koning sy skuld af? Nie omdat hy het verdien nie, nie omdat hy gesê het hy kan dit betaal nie. Die koning skryf sy skuld af, omdat hy hom jammer kry. Omdat hy bewoe is oor hom. Met ander woorde, hy het verdien dat die koning met 'n frons, met 'n harde gesig na hom sou kyk, maar die koning kyk met sagte oë na hom. Die koning kyk met liefde na hom. Die koning kry hom jammer, en die koning skryf sy skuld af en sê hy kan vry uitgaan. Hy kan vry uitgaan. Hy stap uit in 'n nuwe werklikheid, hy stap uit in 'n nuwe begin, as iemand wat vrygespreek is. En dit is ook waar van elkeen van ons, dat ons mag glo, dat ons voor God kom as mense met skuld, maar ons mag glo dat God ons vryspreek.
Maar nou is die belangrike ding wat ons moet besef, is dat hierdie vergifnis nie goedkoop is nie. Dat as die koning, kom ons sê nou maar letterlik miljoene rande se skuld afskryf, dan gaan daai skuld nie nêrens heen nie. Dit beteken die koning is 'n paar miljoen rand armer. Dit beteken dat die koning besluit, die gevolge van die skade wat hierdie man aangerig het, gaan hy nie dra nie, ek gaan dit dra. Die pyn gaan hy nie dra nie, ek gaan dit dra. Nou as ons dink aan Jesus as die koning van die koninkryk, dan sê dit ook vir ons presies wat aan die kruis gebeur. Dat Jesus uiteindelik die koning is wat vir ons sê, ek skryf julle skuld af, julle word vergewe, maar die pyn wat julle sonde veroorsaak het, die pyn wat julle skade veroorsaak het, verdwyn nie in die lug nie. Ek neem dit in myself in, en ek vat dit met myself graf toe. En as ek opstaan uit die graf, staan dit nie weer op nie. Ek kom nie met verwyte terug nie. Dit bly in die graf. Dis dood, dis begrawe, dis verby. Julle is vrygespreek, julle is vergewe. Maar daai vergifnis is nie goedkoop nie. Daai vergifnis het Jesus se lewe aan die kruis gekos. Jesus het die prys betaal vir ons vergifnis. En ons moet dit altyd onthou. So hierdie man stap uit. Hy's vergewe, hy's vrygespreek, hy kan 'n nuwe begin maak. En is nie net hy wat nou vry is nie, sy vrou en sy kinders is ook vry. Want die koning het aanvanklik gesê, dat jy en jou gesin sal die gevolge dra van jou skuld. Julle almal sal daarvoor gestraf word. Nou dit klink vir ons onbillik, maar ek dink dis Jesus se manier om vir ons te sê, as ek met skuld loop, en ek ontken daai skuld, of daai skuld word nie hanteer nie, dan het dit nie net 'n impak op my nie, dit het 'n impak op die mense rondom my ook. As ek vrygespreek word, en ek ontvang God se vergifnis, en ek ontvang God se genade, is dit nie net 'n nuwe begin vir my nie, is 'n nuwe begin vir my, saam met my mense. Ek kan oorbegin in my verhoudinge, ek kan oorbegin in my lewe. En dis die wonder van vergifnis. Dis die wonder daarvan, as jy na God toe gaan met jou skuld, en in plaas daarvan dat God vir jou frons, of van jou wegkyk, kyk God na jou met liefde, met jammerte, en hy spreek jou vry. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Maar nou in die volgende toneel in die storie, kry daai slaaf 'n medeslaaf, en die medeslaaf skuld hom ook geld. Maar dis maar 'n klein bietjie geld in die massa geld, die massa skuld wat nou net vir hom afgeskryf is. En dan vra hierdie mede-amptenaar vir hom, presies soos wat hy vir die koning gevra het, vra die medeslaaf vir hom, maar asseblief tog skryf my skuld af. Skryf nou my skuld af. En dan weier hy om dit te doen, en hy gryp hom en hy laat hom in die tronk gooi, en hy sê, jy sal jou skuld betaal, jy sal die gevolge dra van dit wat jy aan my gedoen het. Daarmee dink ek, sê Jesus, maar hierdie man het glad nie verstaan wat gebeur het nie. Hy is geseën, toe God sy aangesig oor toe die koning sy aangesig oor hom laat skyn het, en hom vrygespreek het, hom genadig was. Ons word geseën wanneer God sy aangesig oor ons laat skyn, en wanneer God ons vryspreek, wanneer God ons genadig is. Maar as ons dan kom, en ons draai na mekaar toe, en ons wys na mekaar 'n oordeelsigtige gesig, 'n bitter gesig, en ons weier om mekaar vry te spreek, ons weier om mekaar te vergewe, dan beteken dit, ons het nie verstaan wat tussen ons en God gebeur het nie. Ons het dit miskien met ons kop gesê, ons het miskien uitgestap by die kerk sê nou maar, en gesê, dankie, ek het vanmôre gehoor, ek is vrygespreek, ek is vergewe, maar ons verstaan dit nie regtig in die hart nie. En ons verstaan nie hoe God se seën werk, dat God ons seën sodat ons mekaar seën, dat God sy aangesig oor ons laat skyn sodat ons ons aangesig oor mekaar laat skyn, dat God ons genadig is sodat ons mekaar genadig kan wees nie. Nou weet ek, dis baie keer nie maklik om mense te vergewe nie. En baie keer as jy sit met iemand wat vir jou skuld, en ons voel mos amper, as iemand my skade aangedoen, hy skuld my, op 'n manier moet hy hierdie skuld betaal, op 'n manier moet hy terugkom. Dit is baie keer nie maklik nie. As ek net fokus op my en hierdie persoon wat my seer gemaak het, en op sy skuld wat hy teenoor my het, dan gaan ek dit nie regkry om te vergewe nie. Ek moet eers genade ontvang voordat ek genade vergewe. En daai genade wat ek ontvang moet eers my menswees verander, my hele uitkyk op die wêreld verander, my hele manier van kyk na ander mense verander, voordat ek die gesig van genade na iemand anders kan wys en iemand anders kan vergewe. Maar as God my skuld afgeskryf het, as Christus aan die kruis gesterf het, sodat ek vergewe kan word, hoe kan ek dan weier
om te vergewe? Hoe kan ek dan kom en my medemens aan die bors gaan gryp en hom rondskild en sê ek sal jou nie vergewe nie? Dis dood eenvoudig, maar dan beteken dit ek verstaan nie wat ek ontvang het en ek verstaan nie die wonder daarvan nie en ek is nie bereid om dit deur te gee nie. Die laaste deel van die storie gaan dan oor hierdie weiering om genade deur te gee. En Jesus teken dit in baie kras taal. Hierdie man, wanneer die koning het hoor, word hierdie man dan oorgegee aan die folteraars. Hy word oorgegee aan die tronk, totdat hy op een of ander manier betaal het vir sy skuld. As hy dan nie met geld kan betaal nie, dan moet hy met sy lyf en met sy pyn betaal. Nou, mens kan dink dat Jesus daarmee vir ons 'n prentjie wil teken van die koning as 'n oordeelsigtige koning, maar dis nie waar nie. Ons het die prentjie van die koning gekry in die eerste deel van die storie, as die barmhartige koning, die koning wat jammer kry, die koning wat gereed staan om te vergewe, die koning wat skuld afskryf. Ek dink wat Jesus vir ons met hierdie laaste storie sê is, dat as ek weier om te vergewe, dompel ek myself uiteindelik weer in die gevangenskap. God stuur my vry uit. Deur die kruis in die graf op Golgotha en Getsemane, deur die opstanding van Christus het ek vrygespreek. En ek is regtig vry. Maar ek dompel myself weer in 'n tronk in as ek weier om te vergewe. Bitterheid is 'n tronk. Bitterheid is 'n martelaar. Friedrich Buechner, die Amerikaanse predikant, het gesê dat woede en wat jy in Engels noem resentment, bitterheid, is soos 'n fees. Maar dit wat jy opeet, is jouself. Jy vreet jouself op. Jou bitterheid maak niks aan die skuld wat daai ander persoon vir jou het nie. Daai ander persoon gee miskien nie eers omdat jy bitter het nie. Jy vernietig jouself. Jy vernietig jou vreugde. Jy vernietig die vrede wat jy by God ontvang het. Jy vernietig die genade wat jy by God ontvang het, want jy het jouself toegesluit in 'n tronk van bitterheid. Daarom is die uiteinde van hierdie verhaal eintlik dat Jesus vir ons wil aanspoor, moenie in 'n tronk van bitterheid bly sit nie. Moenie jouself vernietig, jouself opvreet deur bitterheid nie. Die seën wat jy ontvang het, neem dit na jou hart toe. Neem dit in jou verstand in en bewys daar dieselfde genade aan ander. Want dit is net wanneer jy genade ontvang en genade gee, dat jy regtig 'n vry mens sal wees. Amen. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou sy vrede gee. In Jesus naam. Amen.